En nou wil ek vir u graag lees uit Matteus 16, en ek gaan lees uit die 53 vertaling, so hulle gaan dit nie op die skerm gooi nie. En jy moet maar mooi luister. Matteus 16, die opskrif is die belydenis van Petrus. Nou, Petrus se naam staan alweer hier so aan ons. En weet ook dat vanuit hierdie gedeelte uit die Rooms-Katholicisme dan ook dit ontwikkelde. Petrus sou dan nou die eerste paus gewees het. Want Petrus se naam is hier verander van Simon na Petrus, Petra, wat 'n rots beteken. Maar ons geagterkom, dit gaan nie daarom Petrus se naam staan hierbo, maar dit gaan nie regtig oor Petrus nie. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord hom, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. Die publieke opinie. Hy vra vir hulle, wat is die publieke opinie rondom my, en dan in die besonder die seun van die mens? Dit sal ons uit Daniel uitkry. Die beskrywing van die Messias. Maar nou wil hy by hulle weet, wat is die publieke opinie? En dan is dit nie, wat sê die Fariseërs en wat sê die Sadduseërs nie? En wat sê die voetvolk wat die Messias verwag? En dan is dit nou hierdie volgende. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En dan kom die verrassing, nou is dit Petrus wat voorpraat. Vroeger het so onder mekaar gesê, Elia, Jeremia ensovoort. En Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Dis 'n fenomenale belydenis. So kern in waarheid, dat 'n mens amper sou vra, Petrus, waar kom jy daaraan? En dan antwoord Jesus hom ook. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook al op aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee en gesê, dat hulle vir niemand moet sê, dat hy Jesus die Christus is. Die antwoord was so groot, dat Jesus kom en ingryp. Dit sal onderdeel wees van ons openbaring en verstaan. Van toe af, luister mooi, van toe af, toe begin Jesus vir hulle uitspel, wat hierdie belydenis van Petrus beteken. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word.
rede hoekom Jesus direk daarna hierdie dinge aan hulle begin openbaar. Want, en toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here. Dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Wonderlik. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Petrus, waar kom jy daar? Iemand onthou die publieke opinie wat hulle het en wat hulle uitgespreek het. Wat gewees die Messias? Hulle verwag die Messias. Hulle sien uit na die Messias. Maar wat was hulle idee? Wat was hulle opvatting, hulle verwagting van die Messias? Hulle verwagting was dat hy uit die verlede sou kom, soos 'n Dawid van ouds, 'n groot krygsman, wat Israel, die volk, sal verlos van die dwingelandy onder die Romeine. Die skrifgeleerdes en die fariseërs was teenstanders van die Romeine, maar die Sadduseërs was goedgesind teenoor die Romeine. En nou kom Petrus en hy sê dat u is die Christus, die Seun van die lewende God. En vanuit Daniël is dit baie duidelik dat dit is die Messias wie sal kom en soos aan Maria bevestig is en verkondig is, hy sal kom en sy volk van hulle sonde verlos. Maar dis nie in die openbaar aangekondig nie. Dis aan Maria en is aan Josef verkondig. En Jesus het mens geword en het onder ons kom woon. En hy het gekom om die koninkryk van God te vestig, want hy het vir hulle male sonder tal gesê, die koninkryk van God is naby julle. En dit wat my tref, broer en suster, is die dinamiteit van die koninkryk van God. Luister mooi. Jesus kom en hy kom openbaar God. Want hy het self gesê, wie my gesien het die Vader gesien. Maar hy is een mens. En hy verkondig dit onder die mense en hy doen wonderwerke. Maar elkeen wie dit aanskou en hoor, het sy eie prentjie in sy kop oor wat dit moet wees. In ons moderne tyd sal ons sê, dit is 'n baie slegte advertensie. Dit is 'n baie slegte afskop vir die koninkryk van God. Maar gemeente, dan kom ons en ons kyk na wat gebeur. En ons kyk na die resultaat van vandag. Waar is die Romeine? Voor hulle Alexander die Grote, voor hulle Constantijn, voor Jesus was die Israelitiese volk wat gekom het met 'n opstaan en val rigters. Die mens het geopenbaar, hy het nie die vermoë om 'n koninkryk te vestig nie.
En hier kom Jesus, is 'n individu, en hy kom en hy sê, ek vestig die koninkryk van God. En dan om hulle nog meer te ontnigter, dan is dit soos hy dit aan hulle openbaar het, hy moet ly, en hy moet sterf, en hy moet begrawe word, en op die derde dag uit die dode uit opstaan. Gemeente, is dit 'n bemoediging? Is dit 'n aansporing vir die mens? Nee, ek glo nie, dit is eerder 'n verwarring, 'n ontsettende verwarring. Geen wonder toe Jesus gevang is, het die disippels uit mekaar uitgespat nie. Net Johannes, wat 'n neef van die owerpriester was, 'n familie van Jesus, het gebly by die graf en die paar vrouens wat daar was, maar die ander was almal weg. En na die begrafenis daardie naweek was hulle weg. Hulle het weggekruip. En dan kom Jesus en hy staan op uit die dode. En is geen publieke aankondiging of openbaring nie. Dis vroeg in die môre, toe die vroue daar kom, is die graf leeg. Die graf is leeg. En Jesus verskyn aan Maria Magdalena, aan enkeles. En dan vaar hy op na die hemel. Ja, hy het aan 'n klomp verskyn, soos die Handelinge sê, op 'n slag oor 500 van hulle. Maar wat is 500? Dit is 'n mensdom. En al praat hulle, is dit die gebrabbel van 'n klomp mal mense, of ontwrigte mense. En dan kom die uitstorting van die Heilige Gees. Dis wonderlik, dis alles, want dit is die Gees van die Vader en die Gees van die Seun, wat uitgestort word. En op Pinksterdag gebeur daar iets groots. Maar nog het dit die mens nie tot in 'n rad gekry dat hy iets noemenswaardig is nie. Want ons weet, daar was Safira, Ananias, wat probeer bedrog pleeg het. Daar was selfs 'n Petrus, alhoewel hy alles gesien het en die Heilige Gees groot toesprake gemaak het, moes Paulus hom later aanspreek omdat hy gevyns het. Hy het saam met die heidene geëet, maar as daar Joodse familie en gesindhede kom, dan moet hy een kant gaan eet. Dat Paulus vir hom gesê, jy vyns. En die Here moes vir hom in 'n gesig, 'n laken uit die hemel laat kom, om vir hom te sê, jy moet na heiling toe gaan, jy moet nie rein en onrein af, wat ek rein af nie. Gemeente, en dan kom Saulus, wat Paulus word. Hy loop uit om te vervolg. En dan keer die Here hom op die pad na Damaskus. Slaan hom met blindheid, verander hom, laat hom weer sien. Maar Paulus bly 'n swak en 'n nietige instrument. Dis nooit dankse Paulus nie, dis altyd ondanks Paulus. Want afgesien daarvan sien ons, hy het ook met sy eie grille en nikke gehad, want toe Markus nie met hom saam kon gaan in 'n rigting wat hy wou gaan nie, ek dink hy was 'n bietjie in eysterbuiter gewees en Markus nie daar vakansies nie. En toe Markus nie met hom wil saam gaan nie, toe los hy vir Markus nie, vir Markus nooit weer saam met hom vat nie. Hy het later het van plan verander, maar hulle het ook maar hulle rusies gehad. En by dit alles was Paulus nie 'n spreker nie, hy was nie 'n orator nie. Hy word daarvan beskuldig, wanneer hy met hulle gepraat het, dan kon hy nie praat nie. Maar wanneer hy 'n brief geskryf het, dan het hy geweet om uit te haal. So hy was ook nie 'n orator wat mense kon saamgesleep het nie. Maar nog gemeente, kom ons dink oor die vestiging van die kerk. Jy weet, daardie tyd was daar nog nie die evangelies
Matteus, Markus, Lukas en Johannes nie. Die enigste wat daar was van Paulus se briewe. Die was bietjie in omloop gewees. Maar hulle het net die Ou Testament gehad. En nou gaan hulle vestig gemeentes. Enkeles op vyandige gesinde plekke. Klein klompie mense, hulle kom geheimsinnig by mekaar. Hulle word vervolg. Maar in ons eie tyd, kom ons kyk daarna. Wat hou ons vandag in stand in hierdie gemeente? Wees eerlik. Die feit dat ons 'n predikant hier het in Afrikaans. As ons nie 'n predikant gehad het nie en die gemeente se dienste moet gehou word deur voorlesing van ouderlinge. En as ons byvoorbeeld net 2 maal 'n jaar 'n besoek van 'n predikant uit Suid-Afrika gehad om hier te kom preek. Hoe ek vir u sê, sou ons eers 20 hier gesit het nie. Wat gebeur daar? Hulle het nie net die eksterne vervolging nie, maar hulle het ook die Jode sogenaamd oorgekom, maar hulle wou die evangelie met die Joodse godsdienst vermeng. Die Judaïsme. En dat valse leraars gekom. As Paulus of een van die evangeliste daar weg is, dan daar ander gekom, met ander stories. En dink 'n bietjie vandag, as ons nie 'n prediking gehad het om van Sondag na Sondag te lei nie, hoeveel idees via WhatsApp en die internet sou ons nie ons koppe gehad het oor die evangelie nie. Want jy hoor baie dinge vandag oor die media. Maar daai mense het briewe gekry. Eenmaal af en toe van Paulus in die gevangenis, of van Judas, of van Petrus. En dan het hulle die brief gelees, voorgelees, en waaragtig die evangelie het voortgegaan, het suiwer gebly. So suiwer gebly dat die Romeinse ryk het verdwyn en die kerk van Jesus Christus het oorgeneem. Dit was in Constantijn se tyd eers vanaf hy die Christelike geloof staatskerk gemaak het. Dat met die Rooms-Katholicisme gekom het, die vervolging gekom het. Maar toe dit nog vervolging was, en die kerk vast bly staan. Wat, broeder en suster, wat? Dis my vraag. En u en ek is vandag hier, ons kom uit 'n ander land. Ons geboorteland. Ons is sogenaamd in 'n vreemde hier. Ons klou nog 'n bietjie vas aan ons taal. Maar ons moet ruiterlik aan mekaar, teenoor mekaar erken, dat oor 20, 30 jaar gaan die 10-10-1 nie meer 'n Afrikaanse diens wees nie. Van die mens gaan nie Afrikaans meer verstaan nie. Soos in Argentinië, waar ons voorouders ook verleen gegaan het. Afrikaanse vanne, maar nie meer Afrikaanse taal nie. Moet ons moedeloos wees? Nee, die Here troos ons. Broer en suster, God se evangelie, soos die apostels skryf, ons het nie teen vlees en bloed wat ons beklei nie, maar gees en owerhede, bose magte in die lig. God se evangelie
werk. Hy werk hier, hy werk vandag, hy werk hier in Australië. Alles nie, julle kleinkinders eers meer hier nie, hulle is op hulle eie kerke. Waaroor het die Here ons hierheen gebring? Vir wat? Vir sy koninkryk. En hy gaan groei. Miskien nie soos ek en jy dink nie. Maar oor 20, 30, 100 jaar vorentoe, sal die koninkryk van God uit ons deur Christus gevestig wees. En dis my troos. My enigste troos, dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my getroue verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Dan kom die oproep na u en na my. Wat moet ons doen? As dit dan nie dankzij die mens is nie, maar altyd ondanks die mens. Wat is ons verantwoordelikheid? Broer en suster, as die Here vir ons sê, my koninkryk gaan voort, my koninkryk kom, dan sê die Here vandag vir u en vir my, kom jy saam? Kom jy saam of bly jy agter? En die vraag is, wat Jesus vir Nicodemus gevra het. Nicodemus kom en hy sê vir Jesus daai nag, Rabbi, ons weet dat u van God kom. Want niemand kan hierdie dinge doen wat u doen as God hom nie gestuur het nie. Pragtig. Hoe vra die Here Jesus vir die disippels, wie sê die mense is ek? Nou kom Nicodemus en hy sê van hom, ek weet, ons weet, jy kom van God, jy's 'n gestuurde van God. In ander woorde, jy's 'n profeet. En dan sê Jesus vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Nie wat ek weet nie, nie wat die meningspeiling of meningsopenbaring is, nie wat die mense sê nie, maar wat sê jy? Wie is Jesus vir jou? Gemeente van die Here. Dit het lankal vir my duidelik geword. Ek praat nie graag van 'n Christendom nie. Want dit is maar die teenkant van heidendom. Altwee het dom in. 'n Christendom. En daarom as jy sensusse invul, dan sal almal, die meeste in Suid-Afrika, met sy toestand waarin hy is, sal almal invul en sê 80% Christene. Ja, 80% wat aan die Christendom behoort. Maar geen Christendom sal jou die koninkryk van God laat sien. Rabbi, hoe is dit moontlik? 'n Mens kan tog nie die tweede keer gebore word nie. Uit die skoot van sy moeder nie. Voorwaar ek sê vir jou, as jy nie deur water en die gees gebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Water en gees, simbolies. Ons doop met water, die simboliese teken van die bloed van Jesus Christus wat ons reinig van sonde. Ons gebruik die nagmaal, die brood en die wyn, simbolies van die liggaam van Jesus en die bloed van Jesus, wie ons reinig van alle ongeregtigheid. Nicodemus, dis soos die wind wat waai. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. Die wedergeboorte is daai stille, direkte werking van die Gees van God in jou as mens. Wat jou nie laat saamstem met die Christendom nie, maar wat vir jou in jou hart opkom. My Here en my God.
Om nie net Sondag eredienste te kom en 'n mooi preek te kom ontvang nie, om terug te gaan huis toe, met die wete ek was in die kerk, en ek het my plig nagekom, ek is nog 'n Christen van die Christendom. Nee. 'n wete van, die Here is in my hart. Ek wandel met hom, waar ek ook al is. Weet jy, nou dat mens oud is, en afgetree is, en jy baie tyd om te dink, en as jy nou soos ek nou gekom het by die punt waar jy nie meer kan baie rondloop nie, want ek is nou daar waar ek begin het as kind om te leer loop, nou het ek verleer om te loop, en jy baie tyd om te lê, want van sit en staan is lê die lekkerste. En my vrou sal voortdurend vir my sê, staan 'n bietjie op, jy kan nie aan mekaar lê nie, wat gaan jy vannag doen nie? Weet jy wat is die lê? Is 'n tyd wat ek met God in gesprek is. Ek het gememoriseer die woord van God uit my kop, uit die psalms. Johannes 1, in die begin was God, en die woord was God, en hy was van die begin af by God. En alle dinge het deur hom ontstaan, en niks wat ontstaan het nie deur hom ontstaan nie. En hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Here, U is my herder. Ek kom niks kort nie. U laat my neerlê in groen by velde, na waters waar rus is, lei U my heen. U verkoop my siel. U lei my in die spore van geregtigheid om U naam omwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. U het goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in U huis bly in lende van dae. Wat 'n wonderlike gesprek is dit met Jesus en God enig. Gemeente, gaan huis toe. Leer jou kinders en jou kleinkinders. Leer hulle om met God te wandel, met God te gesels uit sy woord. Wees lief vir hom. Want in plaas daarvan om te lê en terug verlang na waar ek vandaan kom, my kinderdae, 78 jaar se lewe in daai land. In plaas daarvan om daar toe terug te verlang. Verlang ek na Jesus, ek verlang na God. Ek is lief vir hom. Dit is wonderlik hier voor hom, maar ons is die apostel gesê het, verreweg die beste is om met hom te wees. Is jy lief vir hom? Is hy in jou hart? God se koninkryk gaan. Is jy met hom? Amen.